Môre en baie welkom by ons diens vanoggend. Vir ons as Kompas familiegemeente is dit lekker om vandag hier te kan bedien. Ons het 'n kamp agter die rug en ons het lekker baie nuwe mense gehad en wat 'n voorreg om die naweek so te kan afsluit met 'n kerkdiens. Ek wil graag 'n paar praktiese reëlings noem. Daar is kinderkerk hier in die saaltjie, net na afloop van die sing. En na afloop van die diens is hier ook koffie, tee en lekker goedjies in die saal om te eet. Kom geniet dit saam met ons. En asseblief Kompas gemeente bly agter vir 'n foto op die trappe. En dan geniet die oggend saam. Ek bid regtig dat ons innemend sal wees vir die woord van die Here, vir die gees van die Here. Kom ons staan en dan begin ons met sing. My vesting, die Here is my krag, hy is my bron, hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron, hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. En prys die Here my siel, en prys die Here want hy is goed. En prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here my siel, prys die Here want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here. Welkom aan die newcomers. Prys die Here my siel, o my siel, loof nou sy groote naam. Sing 'n lied vir die Here, o my siel, loof nou sy groote naam. Die son
as 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing wat my mag tref en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer die skemer kom. So prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, kom loof nou sy grote naam. Die liefde is groot en geduld onmeetbaar. Die naam is groot en die hart is goed. Vir al die goedheid sal ons almal lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. So prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, kom loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir U wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig meer. So prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam. En ons loof nou sy grote naam. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit. Die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God en ons sing hoe groot is ons God en almal sal sien hoe groot is ons God.
ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God, want hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Naam bo elke naam. Want hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, en ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. As ek voor die voete val, voor die almag van die Heilige, en die stilte oor my daal, en die skadu van die ewige, dan weet ek hy sal wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, hy is alle eerbied waardig, meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing, en voor U val in aanbidding. In aanbidding. As ek voor U voete val, oorweldig deur die majesteit, dan smag ek bovenal na die glorie van die heerlikheid. Dan weet ek hy sal wat saak maak, soos die liefde weer my hart kom aanraak. Here van die hemelskare, hy is alle eerbied waardig, meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing, en voor U val in aanbidding. In aanbidding. In aanbidding. Ja, in aanbidding.
my hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. En aanbidding. En aanbidding. En aanbidding. Baie dankie, sit gerus asseblief. Dis al mooi daai kerkklok. Ons gee vir die kinders net 'n geleentheid om uit te beweeg en kom ons bly so in aanbidding voor die Here. Kan ek vir jou bid? Kan ons die Here vra om sommer net ons gedagtes suiwer, ons harte weer terug te draai na hom toe, die koning van die eeue, die begin en die einde van ons geloof. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons kom net in die naam van Jesus. Ons kom buig ons harte en ons hoofde. En ons rig ons oë op dit wat ewig is. Here, ons gedagtes is nou by U woord en die werk wat U kom doen met die hande wat aan die kruis vir ons deurboor is, om die volle prys te betaal, sodat ons kan lewe in oorvloed hê. Here, ons gebied nou ook ons gedagtes om te fokus vir hierdie tyd op dit wat ewig is, wat in hierdie oomblik vasgenaal word, sodat ons kan smaak dat U 'n goeie God is. Dankie Here dat U ons nou bedien op die vlak waar ons is, en ons het 'n verwagting, en ons is so dankbaar Here dat U hier met ons is, en die Heilige Gees wat ons nou ook kom bedien as die naprediker van die waarheid. In Jesus naam, amen. Dankie Here. Ek besef dat is doodse stilte aanlyn vir ons kykers wat ingeskakel is via Facebook. Maar hoe dit ook al sê, baie welkom by hierdie uitsending, as ook die diens hier regstreeks van Strandfontein. Vir my 'n voorreg om die woord van die Here met jou te kan deel vanoggend, in die volheid waarmee ek dit ontvang het. Gisterand het ek so 'n bietjie Bybelstudie gedoen en ja, ek weet nie of julle almal my ken nie, my naam is Jan Hendrik Kleinhans, ek is absoluut gek oor diere, veral medium rare met so 'n Jimmy sousie bo-oor. Dis hoe ek van my diere hou.
Hy moet nie so vlieg nie, maar toe maar. So, dis regtig lekker om hier by julle te wees. Jy kan hom vir my bietjie sagter maak, Davie, sorry man. Hy moet mos nou weer begin met sy dinge. So terwyl ons so saam is, wil ek regtig die Here vertrou vir 'n deurbraak woord in jou hart ook. Jy sal sien ons is vanoggend in die teks in Johannes 6 vers 48 tot 50. En ek weet nie of julle gek is oor titels of temas nie, maar sou jy nou wou 'n tema gee aan vanoggend, kom ons sê dan, noem hierdie boodskap dan vervaldatum. Vervaldatum. Die teks in Johannes lees as volg in vers 48 staan daar: Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en gesterwe. En dan sê Jesus iets baie besonders. Want hier's 'n ding, hierdie ouens het hom verwag in 'n ander verpakking. Hulle het 'n idee van God gehad. En daardie idee het 'n vervaldatum gehad. En Jesus kom kondig die nuut aan. Nie net in hulle lewe nie, maar ook in my en jou lewe vandag. En dan sê hy, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek moet leer, soos wat jy besig is om saam met die Here te reis, dat God se voorsiening in die persoon gesetel is, en nie net iets wat hy doen nie. Met ander woorde, ek is gek oor die voorsiening van God, maar ek is baie keer uitgevang oor die voorsiener. En Jesus maak dit baie duidelik vir my en jou in hierdie gedeelte, is ook vir die volk wat daardie tyd hierdie boodskap aanhoor. En dan kom sê hy vir my en jou vanoggend, luister ou broer, ek en jy moet ophou leef van ou brood, ou seisoene, ou denke, ou teleurstellings, en selfs môre se bekommernisse. Maar wat hy doen is, hy sê hier, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Hierdie brood is Christus. En ek wil by jou hoor, of dit goed genoeg is vir jou vandag. Het jy iets meer verwag, as die brood wat Jesus gee? Luister, ek dink baie keer aan mense, en ek weet mense kry altyd die oorhand oor 'n ou, in die sin van dat jy voel, hulle kan jou nooit meer verras nie. Maar jy en ek weet wat gereeld met mense werk is, mense kry gereeld dit reg om ons te verras. Die mense naby aan jou, dit vang jou nogals uit as hulle jou verras. So een oggend stap ek na die yskas toe en ek is lus vir 'n blok cheddar kaas wat ek vir my wil gaan afsny. Ek stap na die yskas toe en ek is net besig om die kaas te sny. Toe sien ek maar op die etiket staan daar, dit het nou al 2 weke terug verval. Ek is geskok, ek gaan na my vrou toe, ek sê, Monica, luister gou, die kaas het verval. Sy sê, nee man, luister gou. Dis net 'n voorstel, die datum op die vervaldatum is net 'n voorstel. Jy weet, mens vat dit nie so letterlik op nie, ek gee vir jou baie kos wat af is. Ons sny net daai stukkies uit, sê sy vir my. Luister, ek is so ontsteld, nee, ek dan kom weg agter my Satan. Die duiwel is 'n leenaar, verstaan. Monica sê, hoe jy dit toets of dit af is, jy moet dit eers ruik. Blykbaar werk melk ook so. So, dis interessant nie, as ek nou sommer so grappenderwys daarna verwys, dink ek by myself, ek moet leer, dat dinge is nie noodwendig altyd soos wat dit voorgee nie. Ek en jy moet die etikette begin lees. So baie van ons lewe lankal in 'n ander faset van ons lewe, maar ons hou vas aan dinge wat verval het. Ons dink aan ou pyn, ou skuld, ou denke, teleurstellings, identiteite, 'n sekere manier wat jy geglo het die Here gedien moet word en nou word jy uitgedaag. Dit was hierdie volk se grootste uitdaging. Die Jode het nie die verpakking waarin God hulle voorsiening gestuur het aangeneem nie. En daarom gee hy vir hierdie dispensasie wat nou voor hom is, die geleentheid om te sê, as julle hom aanneem, dan word julle, of kry julle die mag om hom kind van God genoem te word. So die titel van hierdie boodskap is vervaldatum. Verstaan my nou mooi as ek vir die volgende sê. My verstaan van die Here verander gedurig, maar God verander nie. God bly vandag dieselfde, hy was gister dieselfde, God verander nie, maar my verstaan verander, want ek het nou 'n ander perspektief van sy karakter deur die seisoene waarin ek groei. Sy waarheid verander nie, dit bly dieselfde. Sy woord verander nie, maar my siening aangaande ek groei in volwassenheid in Christus,
is gedurig besig om te verander. Ek dink daar aan die engele wat rondom die troon vlieg in Openbaring, die serafs, dan roep hulle uit, heilig, heilig, heilig is die Here God. En die interessante ding van dit is, toe ek het nie verstaan het, het ek gedink, joeg, dit moet seker die mees verveligste werk wees, ek hoop ek kry dit ooit eendag in die hemel nie. Dat ek om die troon moet vlieg, en die hele tyd dit moet sê nie. Maar toe besef ek dit, hierdie engele, hierdie gerubs en hierdie seraf, sien elke keer 'n ander faset van God, wanneer hulle om hierdie troon vlieg. En dis hoe groot en magtig en majestueus hy is. My siening van God moet groei. Daar's dinge van God, wat ek nou eers ordentlik begin begryp. Nie omdat God niet geword het nie, maar na mate ek gehoorsaam geraak het, en die waarheid myself gevestig het, besef ek nou, dat my oë oopgaan, vir wie hy nog altyd was. En dis die mees fenomenale ding, van Christenskap en disipel wees van Jesus. Hierdie disipels het elke dag 'n nuwe faset geleer, wat hulle gedink het, hulle het al reeds onder die knie gekry. As jy nou mooi gaan kyk na die wonderwerke wat Jesus byvoorbeeld gedoen het, is nie een van die wonderwerke wat hy gedoen het op dieselfde manier voltrek nie. Elke wonderwerk het 'n ander se aanslag gehad, want hy werk met mense soos ek en jy, en nie een van ons is dieselfde nie. Ek het hierdie prentjie van God gehad, iemand wat net oordeel, wat straf, wat streng is, en wat my probeer uitvang, wanneer ek nie reg doen nie. My ma het geleer, dat wanneer God praat, dan is dit 'n weerligslag uit die hemel uit, so ek was verskriklik bang vir donderweer. Maar toe kom Jesus, en Jesus toon ons die Vader. Kyk gou hierdie gedeelte, Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Dis Johannes se belewenis. Jesus wys my, God is nie net iemand wat lief het nie, God is liefde. 1 Johannes 4:8 is nog 'n gedeelte wat ek aan jou wil voorhou. Ons kyk gou saam daar. Kyk hoe mooi stel hy dit hier. Hy wat nie net lief het nie, of hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ek moet dit reg verstaan. God het nie net genade as eienskap nie, en God het nie net waarheid as eienskap, dit wat Johannes daar beskryf nie, maar God is en was nog altyd genade gewees. Die ding is, ek het dit nie altyd raak gesien nie. As hy sê, ek is die brood van die lewe, het ek dalk soos die vrou by Johannes 8, by ander putte gaan sit, om my dors te les. God openbaar homself progressief. En dis vir my so mooi, want ek en jy is besig as disciples om saam met hom, die Engelse praat van journey, om saam met hom te reis, en op hierdie lewensreis van die lewe, openbaar hy homself stelselmatig en progressief aan my. En dit wys net weer dat God is genade. As God my die hele pad op een slag gewys het, hoe my lewe gaan eindig, en waar ek nou is, dan sou ek nie genade of krag gehad het, of geloof gehad het, om hierdie ding end uit te stap nie. Daarom wys God homself aan my en jou, stukkie vir stukkie. Hy wys sy plan aan my en jou stukkie vir stukkie. En Dawid besef dit, as hy die volgende Psalm aan ons voorhou. Kyk gou hier, Psalm 119 vers 105 dink ek. Daar staan, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Met ander woorde, die Here wys jou waar jy nou net die volgende treukie moet neersit. En dis hoekom ek so naby aan hom moet bly. So teen aan hom moet leef. 'n Tannie eendag het my geleer die woord innigheid. Sy sê sy het 'n innigheid met Jesus. Want hy wys vir haar waar om die volgende tree te gee. En dis hoe God met my werk. Ek wil uiteindelik kom by die ek is openbarings wat Jesus kom bloot lê. Hierdie Johannes Evangelie openbaar Jesus hom as ek is, ego eimi in die Grieks. Wat dit mooi vertaal, as jy dit terugvertaal in Afrikaans, dan is dit baie verduidelikend, want wat dit sê is, ek en net ek is die brood, net ek is die lewe, net ek is die deur.
Hierdie ek is baie belangrik, want ons sien dit in hierdie volgende gedeelte. Kyk gou hier. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. So wanneer Jesus sê, ek is, openbaar hy nie net wat hy doen nie, wat my so wonderblik is, hy openbaar wie hy is. Jy sien, die Here se begeerte is dat jy en ek moet agterkom wie hy is, waartoe hy in staat is. En sy openbaring deur hierdie 7 ek is uitsprake is om te sê wie hy is. En dan begin hy Johannes 6:35 deur te sê, ek is die brood van die lewe. Kyk gou hier. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors hê nie. Hy is nie net die voorsiening nie, met ander woorde, ek is die een wat julle brood gee nie, dis nie wat hy sê nie, hy sê ek is die brood. Ek is nie net die voorsiener nie, ek is die voorsiening, die hele pakket. In Engels sou hy sê, he's not only provision, he's provider, nee? Hy gee nie net brood nie, hy is die brood. Die ander uitspraak in Johannes 8:12, as jy daar wil gaan kyk, sê hy weer die volgende. Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Met ander woorde, baie interessant om dit daar te sien, is as ek die volgende tree kan sien nie, dan wonder ek of ek in Christus of ten minste naby hom geposisioneer is. As hy dan die lig is vir die wêreld, is dit genoeg lig vir my om te weet in watter rigting en watter tree ek volgende moet gee. Hy sê ook verder in hierdie gedeelte, hy sê ek is die deur. Met ander woorde, mense is nie die persone wat vir my deure oopmaak nie, maar God maak vir my deure oop en hy maak deure toe. Hy sê ek is die goeie herder, Johannes 10:11. Met ander woorde, hy lei my selfs in die dal van doodskade weer. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. Selfs dit wat dood lyk in my lewe het nie die finale sê nie. Maar Jesus, die Christus, is die een wat bepaal wat opstaan al lyk dit dood. En ek sien dit ook in Elia se lewe. Esegiel se lewe, wanneer Esegiel dan nou kom by hierdie vallei met doodsbeendere, dan sê die Here vir hom, wat sien jy? Profeteer dit wat jy sien. En ek sê vir jou, in baie fasette en fases van my lewe het ek droë bene gesien. En ek wil bietjie met jou hart vanoggend gesels, want ek weet nie wat sien jy op die oomblik nie. Sien jy dat daar vooruitgang is? Sien jy in jou lewe, in jou kinders se lewe, in jou huwelik, is daar lewe, of lyk dit op die oomblik soos beendere? Dit wat dood lyk, sal selfs hy onderwerp aan die opstandingskrag, wat net hy kan gee. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, Jesus sê, ek wys nie net die pad nie. Ek is die weg, ek is die pad. En dan sê hy so mooi, ek is die ware wynstok. Wat Jesus hier kom sê is, daar's baie plaasvervangers. Is dalk moontlik dat jy al reeds ingeënt is in 'n tipe plaasvervanger nabootsing van 'n wingerdstok, maar hy sê, ek is die ware wingerdstok. Net Christus kan my werklik onderhou. Maar wat my brein gebreek het rondom hierdie gedeelte is, van al die goed wat hy kan sê, ek is, hoekom begin hy met brood? Hoekom sal hy met brood begin? Ek weet, niemand van ons het geen behaag op hierdie stadium in koolhidrate nie. Jy weet, ek sou wou gehad het, hy moet kom en sê, byvoorbeeld, ek is die regter, of ek is die straf, of ek is die gesag. Dan ons moet nou verstaan, dis God, maar nou begin hy met iets soos, ek is die brood van die lewe. Met ander woorde, hy wil hê, wanneer hy homself en my en jou bekendstel, moet ons eerstens sien, dat hy die een is wat ons voed, dat hy die een is wat ons dra. Dis die mees basiese voedselsoort. Ek bedoel, as jy so na my postuur kyk, sal jy mos nou sien, 'n mens kan nie net van brood alleen lewe nie. Met ander woorde, ek het nie net nodig wat uit sy hand kom nie, want ek het hom lank so aanbid. As dit wat hy vir my kan gee, maar ek het hom nodig. Ek het sy hart nodig. En dan kom stel hy hom voor, so in die beginfaset van Johannes, as ek is die brood.
Want ons almal is honger terwyl ons hier sit. Ons het 'n kamp gehad die naweek met die tema daar is meer. En die vraag was in my hart gewees, luister jy, is die waarheid wat jy glo werklik die waarheid? Do you believe what you believe is really real? Kan jy daarop staan en sal jy daarvoor sterf? Want dit is Jesus se beleid gewees, dat hy bereid was om te sterf vir die waarheid. Pilatus vra vir Johannes 18:37, is jy 'n koning? En hy sê, u sê dat ek 'n koning is. Maar hiervoor het ek gekom om vir die waarheid getuienis af te lê. As Jesus my voorsiening is, dan kan ek sy hart vertrou. Want dis die faset van die lewe wat vir my 'n uitdaging is. Aan die ander woorde, as hy sê, ek is die bron, dan moet ek vertrou dat hy die bron is, selfs wanneer dinge nog nie in my rigting beweeg nie. Want dis vir baie van ons 'n uitdaging. En hier's die uitdaging, hoor gou hier, die situasie is, as hy sê, ek is die brood van die lewe, dan begin ek agterkom, as dinge te groot raak vir my, dan voel ek net, hy is nie genoeg nie. Ek bring my terug na hierdie gedeelte in Johannes 6. Die gedeelte speel homself af, net voordat Jesus hierdie uitlating maak. Wat baie interessant is, daar's 'n klomp mense, wat by mekaar kom, en dit is my so wonderlik, dat Jesus nie vir hulle sê, luister nie, ons gaan nou op hierdie bootjie klim, en ons gaan oorvaar na 'n afgeleë plek, maar moenie bekommerd wees nie, julle gaan nou skrik, as julle daar kom, is daar nog mense. So dis hoekom hy net vir 'n gedeelte van hulle openbaar van dit wat nou moet gebeur. Klim in die boot, vaar oor. Maar toe hulle daar kom, is daar reeds 'n groep mense wat hulle inwag. Dis al laat in die middag, die skare was groot, en die behoeftes van die mense wat daar gesit het, was groter. En dan ken julle mos die storie. Petrus word, ek wonder wie van daai ouens, Filippus het mos nou gegaan en 'n paar oplossings gehad oor hoe hulle die skare moet voed. Maar uiteindelik is dit Petrus wat 'n jong seentjie uit sy middagete uitboelie. Want ek het nog nooit 'n kind gesien wat sy kos geniet opgee en sê, vat my hierdie nie. So, nee, is 'n grap, is 'n grap. Dit is 'n simpel grapie. Maar ewentueel kom hierdie seentjie en hy sê, ek het 5 broodjies en 2 visse. Kan dit genoeg wees? En die disippels kyk na hierdie situasie soos die een wat op die oomblik voor jou stoep staan en dan dink hulle, hierdie is te groot, kom ons stuur hulle weg. Want dis hoe ek meeste van my uitdagings hanteer, ek stuur die goed weg. Of ek stuur weg van hierdie goed af. Dis dikwels my reaksie as iets te groot voel, te veel word vir my. Wanneer die druk te groot raak, wil ek dit wegstuur. Wanneer die behoefte te groot raak, wil ek onttrek. As die skuld te groot raak, dan weet ek nie meer waar om te begin nie. Wanneer die verantwoordelikheid vir my te veel raak, dan begin ek glo, ek is nie genoeg nie. En hierdie disippels is in hierdie selfde bootjie, in hierdie selfde situasie. Nou hier is die ding, as die gesindheid, ek noem dit 'n gees, van nie goed genoeg nie, lank genoeg op my bly, dan, of die gees van, dis te veel en te groot, as dit te lank op my skouers rus, dan begin ek agterlaterend glo, ek is nie genoeg nie. En dan wil ek maniere kry om uit situasies uit te werk. En as dit maar Jesus wat vir hulle sê, luister ouens, julle is reg, julle is nie genoeg nie. Julle het nie alles bymekaar nie. Ek sal gou sê, ek het nie krag nie, ek het nie lus nie, ek het nie kans nie, ek het nie tyd nie, ek het nie geld nie, ek het nie genoeg emosionele kapasiteit nie. Ek is nie genoeg nie. Jesus staan in Johannes en sê, hierdie gedeelte. Hy sê, ek is nou bly julle bring hierdie krisis na my toe. Want toevallig is ek die brood van die lewe. Wil julle hierdie skare voed, wil jy hierdie probleem die hoof bied, dan is ek nou bly julle bring dit na my toe, want ek is die brood. Ek is genoeg. En omdat Jesus genoeg is, kan ek ook genoeg wees vir die opdrag wat hy gegee het. En bitter vinnig vat hulle hierdie visse en die broodjies na hom toe. En deur hulle hande wat hulle uitdeel, vermeerder dit wat op die oog af nie genoeg lyk nie. Ek weet jy sit hier en die uitdagings is vel en jy dink by jouself, man, as ek net meer van dit het of jy weet, minder van dit in my lewe gedoen het en die spuite en al die vervaldatums in jou lewe kom by jou op en jy dink, maar luister, my tyd is uitgedien, dan wil ek sê, man, dan glo jy mos nie in dit wat die Here sê as die opstanding en die volëinder van jou geloof nie. Ek raak verlam partykeer en die omstandighede wat voor my geplaas is.
Die lewe het 'n manier om baie keer van ons so een kant te kry, te isoleer en te oorweldig. En dan moet ek maar gou gryp na die enigste waarheid, dat net hy genoeg is. Hy die deur is. En dat daar genoeg genade is in vandag. Nie gister nie, nie môre nie. Jesus kom sê vir hulle hier so mooi, hy sê, hier is die brood. Dit is die brood. Hier staan ek voor julle. Ek wil iets baie kontroversieels met jou deel. Ek is besig om so vinnig aan klaar te maak, maar daar's 'n term wat ek gebruik en ek noem dit die teleurstelling van verlossing. Die teleurstelling van verlossing. En Jesus het kortliks daaraan verwys in Johannes 6. En daar moet ek teruggaan na Eksodus 16 toe. Ek sal dit nou net doen. So wat daar gebeur is, Israel is uit Egipte uit. Hulle is verlos. Hulle is deur die Rooi See. Hulle is nie meer slawe nie, maar hulle is ook nog nie in Kanaan nie. Met ander woorde, hulle is weg uit waar hulle was, maar hulle is nog nie daar waar hulle moet wees nie. Is daar mense wat hier vanoggend is wat daar is? In so 'n plek? In jou lewe, watter faset van jou lewe ook al dit mag wees? En hulle is so opgewonde oor hierdie verlossing wat hulle nou beleef, maar hulle is so teleurgesteld oor hierdie verlossing, want hulle is nog nie daar waar hulle moet wees nie. En jy hoor dit as hulle sê, hulle murmureer, en ek noem dit die teleurstelling van verlossing. Dis wanneer ek my hand opsteek om Christus te ontvang, en om aanneem in 'n diens, en as ek daar uitstap, dan sukkel ek maar net weer met my meer. Of wanneer ek God my onder aanbidding of in lofprysing aanraak, en ek voel werklik, ek voel beter, my liggaam is beter, maar dan 2 dae daarna, dan kom die ou pyn maar weer, jy weet, op 'n sekere plek uit. Dis wanneer God 'n belofte oor my kind gee, en Dinsdag lyk dit sy houding het niks verander nie. Dis wanneer God my uitbring en deurbring en vorentoe bring, maar ek staan steeds in 'n plek waar ek moet vra, Here, hoe nou? Wat gaan ek eet? Hoe gaan ons hierdie maand deurkom? Vrygekoop, losgemaak, maar nog nie daar waar ek moet wees, waar ek weet die Here my wil hê nie. En vinnig wil ek net saam met jou hierdie gedeelte gou lees. In Eksodus 16 vers 1 tot 4. Net vinnig. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinaï lê, op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte land. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron in die woestyn gemurmureer. Ek dink sy naam was Aaron geweest, maar hy het maar seker 'n bietjie gehakel toe, Aaron hulle hom. So, net so 'n grappie, maar nietemin, ons het so 'n bietjie daaroor spekuleer rondom die vuur hier gisterand. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe. Is jy daar op die oomblik waar jy sê, luister hier, ek is so spyt ek het hierdie besluit in my lewe geneem. Uiteindelik is jy nou vry van dit wat jou gevange gehou het, maar jy so spyt, jy het die gemaksone prys gegee. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het. Hulle verlang terug na brood, die brood van gevangenskap, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei, om hierdie hele vergadering van die honger te laat sterwe, en toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en 'n dagmaand van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Kyk wat sê hy daar. Het julle dit gesien? God sê vir Moses, luister hier, kom ons kyk gou waar lê die probleem, kom ons analiseer gou die uitdaging hier. Hy sê, ek gaan vir julle brood gee, maar die opdrag gaan wees net genoeg vir vandag, en ek wil kyk of julle gehoorsaam is. En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees, en dan gaan die gedeelte aan en aan en aan. En dan loop hierdie gedeelte uit, die volgende dag toe hulle uit die tente uitkom, was ook 'n boodskap so 'n bietjie vroeër die jaar, jy moet uit jou tent uitkom, toe sien hulle hierdie manna, wat lyk so wit soos koriander saad. Jy sien, God is die hele tyd besig om saad te saai, en laat reën hy hierdie brood uit die hemel uit. En die woordjie manna, ek weet nie of julle weet nie, is eintlik 'n vraag in Hebreëus, wat beteken, wat is dit? Jy sien, toe die Here aan hulle voorsien, soos wat hulle dit nie verwag het nie, toe is die vraag in hulle harte nie, dankie Here vir hierdie wonderlike geskenk, ons verstaan dis nou brood uit die hemel uit, so dit lyk 'n bietjie aan, nee, hulle vra, nou wat is dit? Ek sal nooit vergeet nie, op 'n stadium maak ons 'n paar rand bymekaar, en ons van ons seun bless met 'n tennisraket.
Hy weet baie goed hoe lyk 'n tennisraket, maar die dag toe ek hom vir hom bring, toe lyk dit nou nie soos die label wat hy graag wou gehad het nie, en hy vra my die vraag, die verkeerde vraag gewees op die verkeerde dag, en hy vra my, wat is dit? Toe gee ek hom 'n lesing van 1,5 uur lank oor hoe lyk 'n tennisraket en hoe werk hy. Dit wys iets van Israel se hart. Luister, en dit wys eintlik iets van my en jou hart. Die vraag in my hart vanoggend vir jou is kan dit wees dat jy moontlik hier sit en die geskenk van God ontvang, maar jy dit van die hand wys omdat jy nie weet dis uit die hand van God nie. Die krisis, die uitdaging, selfs die teleurstelling wat jy nou beleef. Vra jy ook soos Israel, wat is dit? Hoekom moet dit weer gebeur? Ek kom agter in die lewe soos wat ek hom nou lewe, en is jy, dat die vyand is nie in beheer van God se kalender nie. Die duiwel kan nie net doen wat hy wil nie. Die Here gee hom die geleentheid, maar dan trek hy die streep. Soos die storie met Job 1 vers 12, daar sê die Here vir Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Met ander woorde, God bly in elke posisie en situasie in jou lewe, soewerein, in beheer, en hy bepaal die seisoene. God sê op sy tyd, dis nou genoeg. Maar hy sê dit ook vir my en jou. As hy na my kyk en sê, Janneman, dis nou genoeg. Ek het nou gehoor wat jy gesê het. Ek verstaan dat jy weet, 'n stryd het met sekere aspekte van hoe ek goed doen, maar luister nou, dit is genoeg. Hierdie volk het God aanbid, en baie van ons is ook besig om die Here te aanbid, maar dan kom hy nie in die verpakking soos wat ek hom soek nie. Party ouens wil hom hê op 'n wolk insweef. Party van ons dien die Here net as daar die gawes van die Gees werk en die goed lyk, jy weet, vreeslik indrukwekkend en so meer. Jesus kom aarde toe as die een wat God aan ons tentoonstel, en hulle sê, nee, dis nie wat ons wil hê nie, kruisig hom. Is die Here vir jou genoeg? Is sy seun vir jou genoeg? Ek wil dan nou afsluit in die boodskap vir my en jou vanoggend. Daar's 2 dinge wat my keer om God nou te vertrou. Die gehegtheid aan die verlede. Hierdie ouens sê so mooi, luister, ons het by die vleispotte van Egipte gesit. Met ander woorde, hulle is nie meer daar nie, maar Egipte is nog nie uit hulle uit nie, hulle is al lankal uit Egipte uit. Hulle het vergeet van die sweep, van die slawerny, van die modder, van die bakstene, van die onderdrukking. Hulle verlang na die vleispotte toe, die gemaksone. Hulle onthou net die kos. Selektiewe geheue. Dalk was dit nie so sleg toe hulle my misbruik het nie. Dalk was dit nie so sleg toe ek daar gebly het nie. Toe niemand my gesien het nie. Dalk was dit nie so sleg om 'n slaaf te wees van dit of dat nie. Ek moet oppas dat ek nie bekendheid, bo gehoorsaamheid en vryheid van God verkies nie. Die Here kom maak jou vry. Ek kan nie Kanaan binne gaan. Met ander woorde, ek kan nie die belofte van God binne gaan terwyl ek nog die Egiptiese spyskaart aanbid nie. Jy bestel hom mos soos jy die Here wil hê. Baie van ons werk om so. Jong, as hy nou deurkom, dan gaan ek weet dis die Here as hy nou dit doen of dat doen of sis. Nee, hou jou gedagtes oop, want hy is die brood. Hy bring nie net die brood nie. Die tweede ding wat my keer om God te vertrou, is my obsessie met môre. Wat van volgende week? Wat van volgende maand? Wat as dit gebeur? Wat as dat gebeur? Wat as dit nou nie uitwerk nie? Wat as dit nou nie tot vervulling kom nie? Wat as ek misluk? En dan leer Jesus vir ons bid, Matteus 6 vers 9 tot 11. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie gee ons asseblief ook môre sin en oormôre sin en so meer nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek kan nie môre se gevegte met vandag se krag beklei nie. Hy gee genoeg genade vir elke dag. Maar wat ek doen is, ek mors vandag se genade, omdat ek môre se vrese probeer dra. Het dit al met jou gebeur? Jesus kom sluit hierdie gedeelte af deur te sê, hier is die brood. Nie in Egipte nie. Ek staan voor jou en ek klop.
Ek is nie nou, nie in die toekoms nie. Ek is hier. Hier is die brood wat uit die hemel uit neerdal. Kan jy my net so aanvaar? Is ek vir jou genoeg? Die vraag is, die musiekspan kan vorentoe kom. Is Christus vir jou genoeg in hierdie oomblik? Wat maak die brood genoeg? Hierdie ouens moes leer dat hulle nabyheid aan Christus, hierdie uitdaging wat hulle gehad het om 5 broodjies en 2 visse te laat meer word, om oor die 5000 mense te voed, kon net moontlik wees as hulle naby Jesus kom. Hulle probleem oorhandig in sy hande gee. Die seën uit die hemel uit vertrou wat net Jesus kan bring in jou situasie, jou omstandighede. Want dan word hulle brood geseën. En dan kan hulle die uitdagings van die lewe die hoof bied. Dit is my so mooi, daar's 'n gedeelte in die woord wat praat van die toonbrode. Daar's 'n hele gedeelte in Eksodus, as jy die Bybelstudie daaroor doen, ons moet dit tog een keer doen, maar in Eksodus 25 gaan praat hulle van die toonbrode, nê? Die tafel moet van akasiëhout wees en dan moet hy oorgetrek word met goud en so meer en so meer. Hierdie brode was gewone brode gewees, maar toe dit in God se teenwoordigheid kom, toe is dit heilig. Toonbrode. En ons sing baie keer van hoe om heilig te word en die teenwoordigheid van God in te kom. Maar hier's die ding, hoor gou mooi vir my. Heiligmaking is net moontlik as jy naby Jesus bly. En baie keer word ons oorweldig deur die lewe. Maar vanoggend pleit ek by jou om nie te onttrek nie. Om by hom te bly. Jesus kom in 'n verpakking wat jy nie noodwendig bestel het of verwag het nie. Jy vra vir genade, hy gee vir jou 'n spiksplinter nuwe kleintjie soos hierdie enetjie wat hier voor lê. Jy vra vir 'n groter kapasiteit en hy gee vir jou net 'n groter uitdaging. Jy vra vir meer finansies en hy gee vir jou 'n besigheidsidee. Jy verstaan, die goed lyk nie noodwendig soos dit wat jy verwag nie. Maar moenie sê, wat is dit nie? Hy is nie net die een wat brood gee nie, hy is die brood. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, U is so 'n goeie God. U genade is verrykend en onbepalend wanneer ons kyk, dan kan ons moontlik mis die goedheid, die genade en die guns. Omdat Here ons nog vasgehak het by ou goed, ou maniere van dink. Here, dat U ons gedagtes nou in hierdie oomblik sal aanraak en transformeer, ons harte sal draai en ons opgewonde maak vir dit wat U nou wil doen in ons lewe, ongeag wat ons eie gevoel is of begeertes is. Here, ons kom lê nou ons eie begeertes neer. U woord sê so mooi, verloon jouself, neem my kruis op en volg my. En dis 'n uitdaging, Here. Besef soos ons hier sit, dat ons elkeen voorkeer hoe ons U wil dien selfs. Maar dan kom U ver groter as hierdie uitdagings en in U teenwoordigheid voel ons veilig. Here, dankie dat U nou naby ons is. En dankie dat U Uself openbaar, ook in wie U is. Vader, kom bedien ons nou ook vanoggend. Verder, wanneer ons in hierdie dag hierdie boodskap oordink en deurwerk en die onbeskryflike genade wat U in voorsiening vir ons gee. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Kom ons staan dan, sluit ons af. En ons gaan afsluit met die seën. Julle almal ken seker teen die tyd hierdie lied, maar oordink die woorde en sommer terwyl jy bid, sien jou gesin, sien jou familie, sien jouself. Dit mag ons ook doen. Die Here is goed vir ons. Daar's geen einde aan sy goedheid nie. Die Here seën jou en bewaar jou,
skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 amen. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen, 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 amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Mag hy jou vrede gee. Iewers in laasweek kry ek myself in 'n situasie waar ek net sê, ek moet nou die Here loof en aanbid sommer in my studeerkamer. En op daai oomblik voel ek net so onwaardig. Ek kan dit nie verstaan nie en ek voel sommer om net om aan te gaan en gelukkig is die Heilige Gees so getrou. Hy sê vir my, luister man, dit gaan nie oor jou nie. Ek is waardig. Wat vir my so mooi is, en dit bring amper trane in my oë, as ek dink aan hierdie gedeelte wat ons nou net gesing het, dat hy sy aangesig na jou draai en jou vrede gee. Jy sien, hy het net een keer sy gesig weggedraai en dit was van sy eie seun afgewees. Die volmaakte offer, omdat hy sonde geword het. Hy het in elke opsig volledig aan elke van ons sorge en tekortkominge voldoen. Jy is meer as genoeg deur Christus Jesus wat jou bekwaam maak. Bly nou hierdie week in hierdie gehoorsaamheid en ontdek hom en wie hy is in jou lewe. Ek wil die seën oor jou uitspreek en vra dat die Here met jou sal wees. Ek weet van ons mense ry terug Vredendaal toe en so aan. So ek wil vra dat ons gemeente en ook die besoekers daar op die trappie sal wees. Ons wil net 'n foto neem, so baie dankie vir julle wat gekom het vanoggend. Maar maak jou hart net vir 'n oomblik oop. En hou dit oop vir die seën van die Here. Ontvang sy seën. Geliefdes, ontvang die seën van ons Here Jesus Christus. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat nie net voorsiening bied nie, maar voorsiening in elke opsig is. Hy het ons geroep tot 'n persoonlike verhouding met Jesus.
Hy het ons die bediening van versoening gegee en mag jy in hierdie week uitgaan. En so ook mense vasmaak aan die een wat ewig is. Jesus Christus ons Here. Gaan dan in hierdie vrede, in die genoegdoening van ons Vader wat jou liefhet. Dankie vir elkeen wat hier is. En Vader, ek bid ook dat jy hulle veilig sal huis toe bring in Jesus naam. Amen. Julle moet lekker slaap.